Die burgerregte organisasie AfriForum gaan 'n paneel kenners saamstel om die kragvoorsiener Eskom se steenkool- en dieselkontrakte onder die vergrootglas te plaas en aksiesbelasting op sterker bier kan die bedryf kelder. Goeiemiddag, dis tyd vir Pretoria FM se Afrikaanse nuusbulletin net hier op YouTube en ons sosiale media platforms. Baie welkom. Ek is Esmarie Eysel. Die burgerregte organisasie AfriForum gaan 'n paneel kenners saamstel om die kragvoorsiener Eskom se steenkool- en dieselkontrakte onder die vergrootglas te plaas. Dit nadat die Appelhof die kragreus verplig het om die inligting vry te stel. 'n Paneel kundiges gaan 52 aktiewe ooreenkomste vir moontlike ongeruimthede ontleed. AfriForum vermoed egter dat sommige dokumente steeds weerhou word. Die organisasie sal die bevindings aan die publiek bekend maak. Afsonderlike forensiese ondersoeke na Eskom se dieselverkryging tydens beurtkrag duur intussen voort, met tugstappe wat reeds teen aandadige personeel beplan word. Internasionale lugdienste wat in Suid-Afrika sake doen, sal voortaan nie aan swart ekonomiese bemagtigings en ander rasgegronde lisensieringsvereistes onderhewig wees nie. Dit na die sakeregte waghond Sakeliga se Hooggeregshof oorwinning. Die hof het die internasionale lisensieraad vir lugdienste se pogings om die wette en kriteria by die beoordeling van lisensieaansoeke toe te pas tersyde gestel en onregmatig verklaar. Rasbeperkende lugvaartlisensiering in Suid-Afrika strek terug tot in 2023. Sakeliga meen die oorwinning toon aan internasionale ondernemings en regerings dat rasgebaseerde eise deur Suid-Afrikaanse reguleerders suksesvol teengestaan en tersyde gestel kan word. Die Suid-Afrikaanse brouwerye het gewaarsku dat die land se bierbedryf deur die swart mark oorheers kan word indien die nasionale tesourie voortgaan met 'n voorgestelde 20% aksiesbelastingverhoging op sterker bier. Die plan sal bier met 'n alkoholinhoud van 4 tot 6% duurder maak, wat volgens die SAB die pryse van gewilde handelsmerke soos Castle Lager en Black Label aansienlik sal laat styg. Die SAB sê die voorstel kan verbruikers na onwettige en goedkoper alkohol dryf, wat reeds 'n groot deel van die mark uitmaak en kan tot miljarde rande se verlore verkope lei. Die maatskappy waarsku dat elke verdere belastingverhoging die prysverskil tussen wettige en onwettige alkohol vergroot en staatsinkomste kan benadeel. Die onwettige en gekloonde nommerplaatmark in Suid-Afrika groei teen 'n kommerwekkende pas en word as 'n bedreiging vir nasionale veiligheid beskou. Volgens die president van die Nommerplaatvereniging van Suid-Afrika, Jan de Lange, bestaan daar streng regulasies vir die vervaardiging van nommerplate, wat sertifisering en inspeksies deur die Suid-Afrikaanse Buro vir Standaarde insluit. Ten spyte hiervan werk baie vervaardigers steeds onwettig en die organisasie beraam dat meer as die helfte van die nagenoeg 250.000 nommerplate wat maandeliks gemaak word, nie wettig is nie. Kenners waarsku dat dit misdaad vergemaklik, aangesien misdadigers maklik vals nommerplate kan aankoop eerder as om dit te steel. Die nuwe verslag van die Stockholm Internasionale Vredesnavorsingsinstituut waarsku dat kernwapenmoonthede toenemend hul wapens gereed maak vir gebruik en dit op afleweringsstelsels plaas wat globale veiligheidsrisiko's verhoog. Volgens die verslag het die wêreld se kernmoonthede saam nagenoeg 12.187 kernplofkoppe, waarvan byna 9.745 in voorraad is vir moontlike gebruik. Navorsers waarsku ook dat die risiko van kernoorlog toeneem, weens toenemende geopolitiese spanning en verswakkende wapenbeheerooreenkomste.
Die Verenigde State en Rusland besit saam nagenoeg 83% van die wêreld se kernwapens, terwyl China sy arsenaal vinnig uitbrei. Dit bring ons aan die einde van die nuusbulletin in Afrikaans hier op Pretoria FM. Baie dankie vir die saamkyk. Ons maak dan môre aand weer so.